Maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Atma, met jou maak soos met Seboïm? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde vir jou brand te sterk. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar hy het dit gedoen sodat die wêreld deur sy seun gered kan word. See
In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Die naam van hierdie maagd was Maria, en sy was verloof aan Josef. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal hierdie lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het. Many moonless nights, cold and weary, with a babe inside, and I wonder what I've done. Holy Father, you have come and chosen to carry your Son. I am waiting in a silent prayer. I am frightened by the load I bear in a world as cold as stone. Must I walk this path alone? Be with me now. Be with me now. Breath of heaven, hold me together, be forever near me. Breath of heaven, breath of heaven, lighten my darkness, pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven. Do you wonder as you watch my face if a wiser one should have had my place? But I offer all I am.
together, be forever near me, breath of heaven, breath of heaven, lighten my darkness, pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven, hold me together, be forever near me, breath of heaven, breath of heaven, lighten my darkness, pour over me your holiness, for you are holy. Breath of heaven, breath of heaven. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moes word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Syrië. En almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Yosef, humawagi. شبيرات زوات Taydi idini. شلون؟ Silang det barn. Tayo ka. Una.
Stai. Wie sagt das ist Stein? Malek. Voilà. Terwyl hulle daar in Bethlehem was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Maria het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Klar. Weg
Shapiro. Min khushta. Go to sleep, my son. There's a manger for your bed. You have a long road before you rest your little head. Can you feel the weight of your glory? Do you understand the price? Or does the Father guard your heart for now so you can sleep tonight? Go to sleep, my son. Go and chase your dreams. This world can wait for one more moment. Go and sleep in peace. I believe the glory of heaven is lying in my arms tonight. Lord, I ask that He, for just this moment, simply be my child.
Go to sleep, my son, and baby, close your eyes. Soon enough you save the day, but for now, dear child of mine, oh my Jesus, sleep tight. Daar was skaapwagters in die omgewing van Bethlehem, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding, 'n tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en hulle kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Slaan Lake. Canberra. Eso. Eso. Beautiful,
Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en hulle het gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Herodes het die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle toe na Bethlehem toegestuur met die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het die sterrekykers vertrek, en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien. En hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud en wierook en mirre. مريم ازاي مريم؟ جبريل نثار لنحيا يشوع على هذا بيران. سلام عليك. שלום לך. دينو.
Ons
And I'll
gave the sign. Bow to babe on bended knee, the savior of humanity.